Ek het 'n boodskap op my hart wat ek dink die kerk moet hoor. En God het sekere dinge toegelaat om te gebeur, veral in September maand, wat vir die kerk 'n geestelike wekroep moet wees. Te sê, word wakker. Ons lewe in tye waar die boodskap van die evangelie meer as nog ooit uitgebasuin moet word. Die wêreld is boos, dis 'n donker wêreld en die mense het Jesus nodig. Maar voor ek verder gaan, kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat die Heilige Gees Here harte bedien en deur die woord vandag dat U ons opbou en stig, Here. Here, ek wil woorde spreek wat geïnspireer is deur die Gees, 'n boodskap uit die troonkamer uit. En ek vra U dat U Gees my sal lei, Here, in Jesus naam. Alle lof en eer kom aan U toe. Ek prys U naam daarvoor in Jesus naam. Amen. So in September maand was dit vir my 'n baie betekenisvolle maand in die sin, daar het 2 spesifieke insidente plaasgevind wat ek dink belangrik is. Dit is belangrike gebeurtenisse en soos ek gesê het, dit moet vir ons eintlik soos 'n geestelike wekroep wees. En die eerste ene, julle almal weet van dit, was die sluipmoord op 'n man met die naam van Charlie Kirk. Wie ken vir Charlie Kirk? Almal seker, wie ken hom nie? Maak nie saak nie, jy hoef nou nie sleg te voel as jy hom nou nie ken nie, maar in elk geval, ek gaan meer daaroor praat en vir julle vertel ook wie hy is. So die sluipmoord op Charlie Kirk en ook die valse voorspellings oor die wegraping. Nee. Deur mense wat nou nader aan ons is, hulle is in ons land deur 'n ou met die naam van Joshua Mahlakela en Dani Botha. Meeste van julle het seker sy video's gesien en dit is 2 manne in ons land, maar hulle is nie die enigste 2 nie. Reg oor die wêreld was daar baie voorspellings gemaak deur verskeie YouTubers, predikante, evangeliste, profete. Ek dink ons moet daarna ook kyk. Dit is belangrik. Nou goed, Charlie Kirk was op 31-jarige ouderdom deur 'n sluipmoordenaar geskiet terwyl hy gepraat het by die Universiteit van Utah in die VSA. En hy was die stigter van die beweging Turning Point. Ek dink is 'n baie kragtige beweging, baie belangrike beweging en dit gaan nog gaan deur sy vrou ook. Ek hoop in die naam van Jesus dat die Here haar gaan begelei om dit effektief te bestuur tot eer van sy naam. En sy is baie gemotiveerd om die beweging, ek wil amper sê die bediening te laat aangaan, want hulle staan vir konservatiewe waardes en Christelike beginsels, nê. En hulle is nie skaam daaroor nie, en dis wat Charlie gedoen het. Hy het oral rondgegaan by universiteite en hierdie waardes en beginsels verkondig en gedebatteer met mense wat nie saamgestem het met hom nie. Sien nou ons dit gebeur op kampusse deesdae en dit is waar studente kampusse bywoon, veral in eerste wêreld lande, gaan studeer daar en dan word hulle gekondisioneer en mislei en dan begin hulle totaal en al ander dinge glo in die lewe wat ek nie dink ooreenstem met die woord van die Here nie, met konservatiewe waardes nie, en beginsels nie. En hulle word gekondisioneer en mislei deur professors met allerlei ideologieë en opinies oor die lewe en die uitkyk oor die lewe, oor geslagte en al die dinge. En omdat 'n student so spons is vir nuwe inligting in sy lewe en rigting in sy lewe, gee hierdie professors baie keer verkeerde rigting vir hierdie jong mense. Ek dink baie keer is hierdie professors op 'n sekere manier ontkoppel van die werklike wêreld en dat al hierdie teorieë wat hulle aanhang begin glo wat nie sin maak in die werklike wêreld nie. Dit is nie prakties uitleefbaar nie. En hierdie studente hang aan hulle lippe en hulle word mislei en gekondisioneer en dan begin hulle allerlei weird goed en goed glo wat nie sin maak in die werklike wêreld nie.
En ons moet ons kinders veral gedurende daai seisoen van hulle lewens mooi begelei nog steeds wat hierdie tipe van dinge aanbetref. En Charlie Kirk en Turning Point was, ek wil amper sê, 'n baken van hoop en standvastigheid by hierdie universiteit. Hy het geglo God het hom geroep vir dit, sodat daar nog steeds konservatiewe waardes verkondig kan word. Hy was 'n invloedryke figuur in die publiek en hy was nie skaam vir sy geloof nie en dit waarvoor hy gestaan het nie. Hy het duisende jong mense geïnspireer. Baie, nê? Geïnspireer om geloof in Christus en 'n Bybelse wêreldbeskouing te omhels. En dis vir ons hartseer, want hy's deel van die liggaam, hy's deel van die kerk. Om so 'n geestelike reus te verloor, dis hartseer en op 'n sekere manier is dit persoonlik ook vir ons. Ek dink dit was 'n direkte aanval op die kerk ook deur die vyand. Om die stem van die evangelie stil te maak. Die vyand het probeer, maar ek wil vir julle sê, hy kry dit nie reg nie. Meer as nog ooit van tevore word die boodskap, Jesus se boodskap verkondig nou. Maar dit is hartseer. 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, en as een lid ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Ons treur ook namens of saam met sy gesin, hè. Hy los sy vrou Erika na en ook hulle 2 kindertjies, 2 jong kinders wat moet groot word sonder 'n pa. Dit laat my dink ook, jy weet, in die boek Handelinge, met die eerste martelaar, Stefanus. Die vyand het daar ook probeer om die evangelie uit te blus. En ons weet wat gebeur het, hy was gestenig, doodgemaak, en vandaar het die Christene uit Jerusalem begin uitbeweeg, en die evangelie die wêreld ingeneem. Die duiwel het gedink, hy gaan hierdie boodskap stilmaak. Hy gaan die evangelie laat doodloop, maar inteendeel die teenoorgestelde het gebeur, en die evangelie het net nog meer versprei. Hy het in die verlede al baie keer die vlam van die evangelie probeer stilmaak, en uitblus, deur mense dood te maak, is ons net dink aan Jesus. Hy het gedink, toe Jesus gekruisig is, das hy. Dis nou verby. Maar inteendeel, hier sit ons vandag, nê. Die evangelie boodskap is groter as nog ooit van tevore. Hy het Stefanus doodgemaak. Hy het Jakobus laat doodmaak. Jakobus was onthoof, Paulus, Petrus, Charlie Kirk, baie martelare. Maar ouens, die vlam van die evangelie brand vandag sterker as nog ooit van tevore. Amen. Daar's 'n vers wat sê, die kerk sal nie uitgeblus word nie. Die kerk van Christus was gestig deur Jesus Christus en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Amen. So die vlam van die evangelie word net sterker en sterker. Dit word net nog meer uitgebasyn. En dis een van die dinge wat vir my 'n betekenisvolle gebeurtenis was op 'n sekere manier in die maand September. Nog 'n ding was hierdie wegraping, ek wil dit amper die Engelse naam gebruik, die wegraping hype. Daar was verskeie predikers wat voorspel het dat op die 23ste of die 24ste September gaan ons die hemele sien oopmaak en Jesus gaan sy bruid kom haal. Het stem nogal ooreen ook met die fees van trompette, nê? Die Bybelse fees op hulle kalender of die Joodse kalender. En baie predikers beweer dat dit is ook wanneer die wegraping gaan plaasvind, wanneer daardie fees in die jaar gebeur. As dit nie hierdie jaar is nie, gaan dit volgende jaar wees, en dalk die volgende jaar. Ons moet versigtig wees met sulke voorspellings, dink ek. En in ons land was dit definitief aangevuur deur 'n pastoor met die naam van Joshua Maslakela en Dani Botha. Ouens, om 'n dag en 'n datum te voorspel vir die wegraping, dink ek nie is skriftuurlik nie. Ons moet versigtig wees. Nou ons almal het 'n hoop dat Jesus gaan terugkeer om sy bruid te kom haal. Definitief. En ons sien uit daarna, die woord sê bemoedig mekaar hiermee. Maar ons probeer nie om 'n spesifieke datum en dag aan dit te koppel nie.
Want wat gebeur is baie Christene verloor hoop. Hulle hoop word uitgeblus. In mense se wegraping voorspellings kan ander laat struikel in hulle geloof. En ek dink predikers moet versigtig wees om hulle self in die kategorie van valse profete te plaas, deur voorspellings te maak wat nie skriftuurlik is nie. Jy sien, in baie valse profete is goeie storievertellers ook. Is dit nie so nie? Ek weet nie, ek was al in kerkdienste gewees, waar daar ouens was, wat die manier het om 'n storie te vertel en 'n boodskap oor te dra, wat jou so opgesweep het, dat jy gevoel het, ja, Jesus kom môre, definitief, ek moet gereed maak, hy kom definitief môre, so oortuigend is hulle, en dan wek hulle en sweep hulle die mense so op, en die reaksie wat hulle dan kry, daai sensasie en alles, motiveer hulle nog meer, en hulle raak net nog meer opgewonde. Was van julle al in sulke dienste? Ek was al. Ek het nie 'n probleem as die prediker opgewonde raak nie. Maar ek dink, daar moet aanspreeklikheid wees teenoor valse profete in die kerk vandag. Predikers wat voorspellings maak en dinge sê en profeseë bring wat nie waar word nie. Wat nie die waarheid is nie. Want ek dink enige ou wat opstaan en sê die Here het vir my gesê, het 'n verantwoordelikheid teenoor God en teenoor die kudde. Teenoor die kerk. Want wat as dit nie gebeur nie? Want God maak nie 'n fout nie. As jy namens God praat, wil ek vir jou sê, God is nie die een wat die fout maak nie. En mense mislei nie. En ek dink om rond te val met onskriftuurlike voorspellings oor Jesus se koms is gevaarlik eintlik. Is nie goed vir die kerk nie. Want dit laat die kerk sleg lyk. Is dit nie so nie? Mense sê, ja, daar gaan hulle weer hierdie klomp happy klappies of Christene. En ons moet versigtig wees. So wat veroorsaak hierdie wegraping hype? Ek dink baie keer is dit drome en visioene wat mense het. Ouens, ek onthou as kind op skool, het ek eendag 'n droom gehad oor die wegraping. En dit was so werklikheid vir my gewees. In hierdie droom het ek gesien hoe die wolke so 'n cool, ronde opening maak en hoe ek voel, hier gaan ek nou op. Ek onthou ek het my hande so opgesteek en ek het gevoel, daar gaan ek. En dis 'n droom wat ek gehad en so het baie mense seker al drome gehad en visioene oor die wegraping. En dit veroorsaak baie keer dat mense op hol gaan en dinge interpreteer wat nie altyd skriftuurlik is oor hulle ervarings nie. Soos Joshua Maglakela, hy het gesê, hy het visioene gesien en die Here het met hom gepraat. En dis definitief die 23ste of die 24ste September, dan gaan Jesus kom en sy bruid kom haal. Hy het gesê 1 biljoen keer of 1000 keer, ek weet nie of julle sy video gekyk het nie, het hy gesê, dit sal so wees en dit gaan so wees. Daar in die boot daar sê, hy het trompette gehoor, hy en sy vrou ervaring gehad en meer as een keer. En God het hom, hy het gevoel dit was God se stem wat vir hom gesê het Jesus kom binnekort en hy het hierdie datum gekoppel aan 'n 23 en 24 September. Hy was oortuig van dit. Jy sien, ek dink wat baie keer gebeur is wanneer mense vir ons vertel van hulle ervarings en visioene en drome, jy weet, dan raak ons opgewonde en daar's krag in 'n getuienis en ons voel, wow, dit moet dan seker so wees. Maar ek dink ons moet versigtig wees want ons kan nie die skrif misbruik en manipuleer en buite konteks gebruik om by ons visioene of drome in te pas nie. Ons moet versigtig wees. 'n Droom is nie altyd van God nie. Daar is drome definitief wat van die Here af is, maar is nie altyd nie. Partykeer droom ons vrese en begeertes, nie. Dit gebeur baie keer. En partykeer is dit 'n droom van die Here, maar is belangrik dat ons dit altyd sal meet aan die skrif, dat ons dit op die regte manier interpreteer. Die woord is ons maatstaf. En ek het geluister na Dani Botha se onderhoud ook met Isak van Nuuspot. Wie van julle het geluister? Baie van julle, nê. Met Isak
voor en na die 24ste September. Ag, wat ek waardeer van Dani is dat hy om verskoning vra. Hy is bereid om aanspreeklik gehou te word. Ek waardeer, hy het nie net verdwyn en weggeraak nie. Ek sê ek is regtig jammer, ek het 'n fout gemaak. Ek het 'n fout gemaak en ons kan nie ontneem en sê dis nie waar dat hy trompette en goed gehoor het nie. Dit kon dalk so gewees het, hy het dit dalk, dis 'n persoonlike ervaring. Maar hy sê die fout wat hy gemaak het, hy het weggehardloop daarmee en hier kom die menslikheid in. Hy was so meegevoer met sy ervaring en belewenis dat hy sy eie interpretasie bygevoeg het. Gesê, ja, dit moet dan op die 24ste gebeur. Want volgens wiskundige berekeninge en die feeste van die Jode en al die dinge, val dit presies op daai datum. En dit was 'n menslike interpretasie, dink ek, wat nie skriftuurlik was nie. En ons moet versigtig wees. Onthou julle Paulus, in Handelinge het ons daaroor gepraat, het hy vir mense vertel, veral vriende en medegelowiges, dat hy wil Jerusalem toe gaan. Die Gees het my gebind en ek moet na Jerusalem toe gaan. Toe die Gees van die Here vir baie ander vriende en gelowiges ook gewys, dat as hy Jerusalem toe gaan, gaan hy vervolg word. Die Here het dit vir hom ook gewys, Paulus ook. En toe voeg hulle menslike interpretasie en sê, nee, jy moenie gaan nie. Ons voel jy moenie gaan nie. Dis nie noodwendig wat die Gees van die Here gesê het nie. Die Here het vir hom gesê, Paulus, gaan na Jerusalem toe, jy moet 'n getuie daar vir my wees, en jy gaan vervolg word, jy gaan moeilike tye hê. En hy het dit geweet, maar hy het geweet hy moet gaan. En omdat die vriende om hom, wat regtig omgee, ek dink ons sou seker dieselfde gedoen het ook deur die Gees ervaar, hy gaan vervolg word, en hy gaan moeilike tye deurgaan, sou seker ook gesê het, Paulus, ons dink nie, jy moet gaan nie. Bly maar eerder hier, dit gaan nie goed gaan met jou daar. En baie keer kan ons eie menslike interpretasie byvoeg. En daarvoor moet ons versigtig wees, en ek dink nogal met Dani, is dit wat gebeur het hier. Nou wat ons wel weet, is dat Israel, wat in 1948 weer tot stand gekom het as 'n nasie in die landstreek Israel, in daai deel van die wêreld, is vervulling van profesie. Dis iets wat definitief gebeur het, en dit was 'n vervulling van 'n profesie wat gebring was, en dit sê vir ons duidelik dat ons in die vyeboom seisoen is. Met ander woorde, ons is in die laaste seisoen voor die wegraping plaasvind, en daar is baie tekens wat ons sien ook, wat dit bevestig, maar nie een van daai tekens is 'n bevestiging van 'n datum en 'n uur wanneer Jesus kom nie, nê. So ons moenie tekens en goed koppel sommer aan 'n spesifieke dag en datum van Jesus se wegraping nie. Dit gee mense vals hoop. So drome en visioene kan soms maak dat mense voorspellings maak, en partykeer toeval ook. Hierdie voorspellings gaan toeneem in die toekoms, julle gaan sien, nog meer word. En mense gaan sê, wel, dalk gaan die wegraping gebeur op die 2000 jaar herdenking van Jesus se kruisiging en opstanding. En as dit dan nie gebeur nie, dalk gaan dit gebeur dan met op die dag van Pinkster of Hemelvaart. Die herdenking van die Hemelvaart gaan Jesus kom. En ons moet versigtig wees om sekere gebeurtenisse in die Bybel sommer net te koppel aan die wegraping. En voorspellings te maak oor dit. Maar kom ons gaan kyk na die skrif. En 'n gedeelte in 1 Tessalonisense 5 wat gebruik was veral deur Josua, die pastoor Josua Maglakela, wat hy buite konteks geïnterpreteer het om sy teorie of sy voorspelling te staaf. En ander ook, daar was ander predikers ook. 1 Tessalonisense 5 vers 1. Kom ons lees daar. Paulus skryf nou hierdie brief aan die kerk in Tessalonika. Maar ons weet ook dat die Bybel is nie noodwendig aan ons geskryf nie, maar is vir ons geskryf, nê? So as Paulus nou die brief skryf aan gelowiges, spesifiek het hy hierdie brief geadresseer aan hulle, is dit vir ons ook geskryf, want ons is ook gelowiges. En hy skryf daar, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Paulus sê, ek gaan nie eers skryf oor 'n dag en datum van Jesus, wanneer Jesus terugkom nie. Want julle weet mos nou,
Jesus self het dit gesê, julle gaan nie weet nie. So hy sê, ek gaan nie eers skryf daaroor nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê, vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Ons sien ook 'n bevestiging van hierdie in Handelinge 1 vers 6, die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En Jesus sê vir hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dit kom julle nie toe om dit te weet nie. Nou, sommige predikers beweer, as ons nou teruggaan na 1 Tessalonisense, hoofstuk 5, sommige predikers beweer dat vers 1, daar in vers 1, praat Paulus spesifiek net met die gelowiges in Thessalonika. Dan vanaf vers 4 tot 11, praat hy met ons as gelowiges. So, hulle maak onderskeid, tref onderskeid tussen die gelowiges in Thessalonika en die kerk vandag. En as jy dit doen, dan gaan jy dalk die gedeelte interpreteer op die volgende manier. En dit is dat die kerk in Thessalonika gaan nie weet wat die datum is van die wegraping nie. Maar ons as gelowiges nou, ons kan maar weet, ons sal weet. Vers 4, maar julle broeders, dis nou ons, hulle maak 'n onderskeid. Julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle gaan weet, dit gaan julle nie oorval nie. Nou, dis op soveel maniere verkeerd geïnterpreteer, ouens. Gelowiges hier is die gelowiges in Thessalonika en ons vandag. En dis nie wat Paulus gedoen het hier nie. Dis nie reg om dit so te interpreteer nie, dis buite konteks. Paulus praat nie in vers 1 met die kerk in Thessalonika vanaf vers 4 af, net met ons nie. Moenie dit twee gehore maak nie, ouens. Vers 4, kom ons lees verder. Maar julle broeders, nou praat hy nou met ons en met die kerk in Thessalonika, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees. Met ander woorde, ons is gereed, ons is altyd gereed, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as 'n helm die hoop op die saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak, en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Bemoedig mekaar. Ouens, in vers 1 en vers 4 is nie twee verskillende gehore nie. Dis alle gelowiges. Moenie onderskeid tref tussen die twee nie. En om in die lig te wandel, soos Paulus skryf hier, beteken dit nie dat omdat ons in die lig wandel, gaan ons weet wat die dag en datum is van die wederkoms of van die wegraping nie. Dit beteken bloot net dat ons, omdat ons gelowiges is, gaan dit gaan onverwags wees, maar ons gaan gereed wees, want ons wandel in die lig. Ons is nie bekommerd daaroor nie, want ons wandel in die lig. Ons weet ons is gereed om ons Skepper te ontmoet, of dit nou vandag of môre is of oor 100 jaar. Ons is altyd gereed vir wanneer Jesus kom, want ons wandel in die lig. So voorspellings oor die dag en datum van die wegraping, ouens, is nie Bybels nie. En daar was al baie gewees en daar gaan nog baie wees in die toekoms. En predikers wat hierdie voorspellings maak, moet aanspreeklik gehou word. Ouens, want daar's mense wat hulle huise verkoop het, wat hulle karre verkoop het, wat hulle werk bedank het, want Jesus kom op die 23ste of op die 24ste.
Nou niemand het vir hulle gesê hulle moet dit doen nie, maar ons wil tog nie 'n struikelblok wees vir enige iemand nie. Is dit nie so nie? As mense wat hoop verloor het. Want hierdie voorspellings het so oortuigend geklink. Dit moet so wees. En toe dit nie gebeur nie, is daar mense wat dalk hulle geloof verloor het. En die ouens wat nie in die wegraping glo nie sê, "Yes, ons het mos gesê, julle klomp wat glo dat maar 'n wegraping gaan wees, sien julle? Dis sommer nonsens." En ons moet versigtig wees, bly net by die woord. Die woord het ook, ons lees daar in Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Jesus self het dit gesê. So, om voorspellings te maak mense skepties, veral as dit nie gebeur nie. Gaan aan met jou lewe. Verkondig die evangelie en wees altyd gereed. Wees gereed. So, hierdie twee gebeurtenisse van Charlie Kirk en hierdie wegraping hype het my op die volgende manier uitgedaag. Dit het my gechallenge op die manier dat ek nie meer selfvoldaan moet wees nie. Ek kan nie complacent wees meer as Christen nie. Ek moet wakker word. Ons kan nie meer lou wees nie. Ons kan nie meer lou wees nie. Ons moet gereed wees en in die lig wandel. En ons moet opstaan vir die waarheid. Jong mense, hier is jou oomblik. Hier is jou oomblik. Hou op om te probeer cool wees of in te pas. Kies eerder om op te staan en dapper te wees. Neem standpunt in vir Jesus Christus. En dis so 'n mooi voorbeeld wat Charlie Kirk gestel het. Veral in 'n wêreld soos of 'n land soos Amerika, wat so aggressief is teen Christendom en daar so woke, liberale kultuur wat toksies is vir 'n samelewing. En hy was bereid om op te staan. Hy het nie teruggehou nie. Nie een van ons weet, ek sluit af hiermee, nie een van ons weet wanneer ons lewens gaan eindig nie. Ons weet nie. Dit kan wees met die wegraping, Jesus kan môre kom. Maar dit kan wees op 'n ander manier. Charlie Kirk was doodgeskiet, hy's 31. Jy kan in 'n motorongeluk kan jy sterf. Enigiets kan gebeur. En ek wil nie doodspreek nie, maar dis die realiteit, dis die wêreld waarin ons leef. En is jy gereed? Baie keer as jy jonk is, dink jy jy's onaantastbaar. Niks sal met my gebeur nie. En dis fyn, want jou hele lewe lê nog voor en mens verstaan dat jy so voel, maar moet nooit vergeet dat ek moet altyd gereed wees, as jong mens ook. Want Jesus kan enige oomblik kom en enigiets kan met my gebeur ook. En dan moet ek gereed wees om my Skepper te ontmoet. Jim Elliot het gesê, I seek not a long life, but a full one, like you, Lord Jesus. Dit is my mooi, nee. Dis tyd om op te staan en die waarheid te verkondig aan hierdie wêreld. Koop die tyd uit, ons kan nie meer lou wees nie. En net soos God vir Josua bemoedig het, wil ek vandag vir jou sê, in Josua 1 vers 9, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Is nie mooi nie. God is met jou. En albei hierdie gebeurtenisse, ouens, was vir my 'n wekroep om gereed te wees. Ten alle tye gereed te wees. Charlie Kirk was maar 31. En ouens, die wegraping kan enige oomblik plaasvind. Ons is in die vyeboomseisoen, die laaste seisoen van dit. Ons moet gereed wees. Elke dag moet ons gereed wees vir die einde van ons aardse bestaan. Want wanneer in die einde kom van jou aardse bestaan en jy sterf, ouens, is dit verby met jou. Dan het die gevolge van jou besluite bepaal waar jy ewigheid gaan wees. Kies Jesus vandag. Staan op, lewe voluit. Hoe doen ons dit? Hoe lewe ons 'n lewe wat ons elke dag gereed is? Wel, om mee te begin, gee jou lewe vir Jesus. Gee jou lewe vir hom.
Dit is die beste besluit en die belangrikste besluit wat jy kan maak as mens op hierdie aarde. Maak hom jou saligmaker. Jy moet wedergebore word. Koop die tyd uit. Daar's nie meer tyd om te mors nie. Dis 'n voorreg om as 'n jong mens jou lewe vir Jesus te gee. Dan streef na heiligmaking. Wandel in die lig. Jy kan nie 'n losbandige leefstyl hê en dink jy gaan dis oukei. Ek is Jesus se stout seun of dogter nie. Wees versigtig. Wees versigtig om so te leef. Streef na heiligmaking. Wandel in die lig van Christus. En dan laat die lig van Christus in jou skyn en deur jou skyn in hierdie wêreld. Verkondig die evangelie, laat sy lig skyn. Hierdie wêreld het hom nodig. En laat hierdie twee gebeurtenisse 'n wekroep wees vir ons. Daar was eintlik nog 'n insident wat plaasgevind het in September wat vir my ook 'n wekroep is. En dit was Mariolena wat gesterf het in hierdie week. Sy was maar 22, 22 daar rond. 'n Jong meisie, pragtige jong meisie, 'n lewe wat voor haar gelê het en Jesus het besluit, dis hoe dit gaan wees. Gebede het opgegaan, Here genees haar. Maar dit het nie gebeur nie. Ons weet nie altyd hoekom nie, ons verstaan nie altyd hoe die dinge werk nie, maar al wat ek weet, God is almagtig en soewerein en hy weet die beste. Hy weet die beste hoekom hy nie genees het in daai opsig nie, in daai situasie nie. Alhoewel sy is volkome genees, daar waar sy nou is daar geen siekte oor haar liggaam nie. Sy juig en jubel. Sy is by haar pappa en by haar hemelse Vader. En dit was ook weer eens vir my 'n wekroep, is jy gereed? Is jy gereed om jou Skepper te ontmoet? En ek wil julle uitdaag met dit. Kom ons wandel in die lig. En ons bly gereed vir Christus. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U ons lei deur die Gees. Dankie, Here, dat U ons krag en ons sterkte is en dat U genade vir ons genoeg is. Here, in hierdie lewe is daar baie versoekings, baie teleurstellings, maar niks wat Jesus nie moes weerstaan toe hy op die aarde gewandel het nie. Hy het medelee met ons. En daarom weet hy waarmee ons gekonfronteer word. En ek dank U, Here, dat U ons elke dag die krag gee en die genadekrag val om hierdie dinge te oorkom. Maar ek vra U, Here, dat U in ons harte ook 'n vlam vir die evangelie, vir die lig van Christus weer aan die brand sal steek. Dat ons sal hardloop met die boodskap van die evangelie. Dat ons nie meer sal terughou nie. Maar Here, dat ons hierdie wonderlike nuus sal uitpasyn in hierdie wêreld. Want Here, hierdie wêreld het U nodig soos nog nooit vantevore nie. Lei ons deur die Gees, gee ons die vrymoedigheid en boldness om dit te doen, tot eer van U naam. Ek dank U, Here. Ek loof U. In Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here. Baie dankie.